Goeiemôre vriende op hierdie pragtige maandagoggend die 23ste Februarie 2026. Mag dit sommer vir julle 'n aangename week wees, vriende. Mag julle in hierdie week sommer net die liefde van ons Vader op 'n wonderlike manier ervaar. Ons is in lydenstyd waar ons net bewus is van God se absolute onuitputlike liefde vir jou en vir my wat hy vir ons kom gee in hierdie tyd. Dis week om bewus maak van die lydensweg wat hy vir jou en vir my ondergaan het, né? Mag julle sommer net 'n wonderlike weekie. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om sommer so by mekaar te kan wees, sommer vir U te kan aanbid en sommer net kan weet, Here, dat U vir ons lei en vir ons bystaan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ons sien Paulus is baie lief vir Timoteus. Timoteus hier in Efese, tussen hierdie heidenasies, Artemis wat aanbid word hierso, aan al die heidense invloede is hierdie gemeentetjie uitgelewer en Timoteus speel 'n sentrale rol om met hulle te kom gesels. En Paulus skryf hierdie brief, pastorale brief vir hom en vir hom sê, hoorie, byt vashou maat, doen hierdie dinge, doen daardie dinge, kyk daarna, kyk 'n bietjie hoe die gemeente begelei en so. En dan gaan hy aan en dan kom sê hy hierso in hoofstuk 4, 1 Timoteus 4 vers 10. Hy sê met hierdie vooruitsig, en wat is hierdie vooruitsig? Dit het ons gister met mekaar gedeel waar hy gesê het, oefen jou lewe om 'n toewyding aan God te lewe. Kom sê hy, nee. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie ware, maar om die toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. En dan sê hy, met hierdie vooruitsig dat jy hierdie belofte van lewe het vir nou en vir altyd. En met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Paulus, wat hier in die tronk sit, kom sê vir hierdie jong Timoteus, kom sê, hoor hierso, dit is die lewende hoop wat ons het, wat Petrus ook sê, op grond van die opstanding van Jesus, het ons 'n lewende hoop op die onverwelklike, onbesmette erfenis wat ook vir ons in die hemel in bewaring gehou word, né? Ek kon sê Paulus, span jou in, ons span ons in, ons kragte span ons in, ons stry saam, want ons hoop is op die lewende God gevestig wat vir Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur het. En hy kom inspireer net wie hierdie jong Timoteus om te sê, hou aan vas, dan gaan hy aan sê hy, hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Jy moet hulle beveel oor toewyding. Jy moet hulle beveel om vir Jesus Christus voluit lewe. Jy moet vir hulle beveel om nie toe te gee aan hierdie heidense gebruike en dwaalleraars en al die twak wat hier in die omgewing is, kom sê Paulus vir hulle, né? Hy sê niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld. En nou kom sê Paulus vir hom, weet, kom ek sê vir jou, hoe moet jy 'n voorbeeld wees? Paulus is baie prakties wanneer hy praat met Timoteus. Hy sê, waar moet jy die voorbeeld wees? In woord en in gedrag. In woord en in gedrag. Met jou mond en dit wat jy doen, wat ons gister ook vir mekaar gesê het. Hoe kan jy praat, liewe vriende, is crucial. Wanneer ek en jy vloek en 'n vuil taal uit in mond uitkom, is ons nie 'n voorbeeld vir ander mense nie. Kom ons sê dit en dan gaan aan mekaar vir julle sê. Want ons almal se wiele val baie keer af met die goeters, né? Jy kom sê, waarom moet jy 'n gelowige wees? In woord en in gedrag, in die manier hoe jy praat, in die manier hoe julle as man en vrou, ou en meisie, en sommer net oor die algemeen met mekaar praat. Moenie dat daar vuil taal uit julle mond kom nie. Vriende, ons moet vir mekaar help met hierdie goed. Dit klink net sleg en vriende, as 'n vrou vloek, dit klink vir my net 10 mal erger. Ek bedoel regtig waar, dit klink net glad nie goed nie. Dit klink af. Dit klink, ja, ek kan my nie amper sterker uitdruk om dit te sê nie, né? En wat kom sê hy vir Timoteus? Hy kom sê, Timoteus, in die manier hoe jy praat 'n woord en in die manier hoe jy optree, daarin moet jy 'n voorbeeld wees vir al die gelowiges daar. En natuurlik uit die aard van die saak vir die ongelowiges. So hy sê in woord en gedrag. Dan kom sê hy, waarom moet jy nog 'n voorbeeld wees? In liefde moet jy nog 'n voorbeeld wees. In hoe jy na mense kyk, met sagtheid na hulle kyk, in liefde, in omgee, moet jy na hulle kyk. Hy sê daarin moet jy 'n voorbeeld wees. Mense moet kan sien in die manier hoe jy teenoor mense optree, dat dit vol liefde is. Want waarom kom sê hy moet hy nog 'n voorbeeld wees? In geloof. Mense moet kan sien dat jy passievol is oor Jesus, dat jy passievol glo in Jesus en alles wat jy sê, dat hulle kan agterkom, maar hierdie ou is regtig van hy's die ware deel. Hy's regtig 'n ou wat agter Jesus Christus aanstap. So jy moet 'n voorbeeld wees vir die gelowiges. Kom sê hy, moenie dat hulle jou op jou neersien omdat jy jonk is nie. En die voorbeeld moet jy wees in woord en gedrag, in liefde en in geloof en dan baie belangrik, en in reinheid. In reinheid.
In die tyd waarin ek en jy lewe, vriende, word ons so toegegooi met onreinheid, word ons so toegegooi in amper sedeloosheid. Mense gee nie meer om nie, ek wil dit is net so van een bed na die ander bed. Die TV, die goed is vol daarvan. Daar's nie meer kom ons wag vir die huwelik nie. Kom ons kyk daar nie. Kom ons stel God eerste daar nie. Nee, ons doen maar baie mense doen maar hulle eie ding en dan sê hulle maar wag, God verstaan, ons leef in 'n ander tyd. Ons leef nie in 'n ander tyd wat dit dan betref, vriende. Kom ons sê dit vir mekaar reguit en kalkop. Ons het vir ons baie keer wat op die reinheidsvlak het ons vir ons 'n gemaklike godsdiens begin ontwerp. En begin ons vir mekaar sê dis maar alright dat ek daarna kyk, is maar alright dat ek dit doen, dis maar alright dit is nie alright nie. En dit is wat ons moet uitlewe buitentoe. Ons vir die mense begin sê dit is nie alright nie. En dit is wat hy vir Paulus wat Paulus vir Timoteus kom sê, kom wees 'n voorbeeld. Wees 'n voorbeeld daar. Moenie dat mense op jou neerkyk omdat jy jonk is nie. Wees 'n voorbeeld in woord wat jy sê en in jou gedrag. Wees 'n voorbeeld in liefde hoe jy liefde uitlewe. Wees 'n voorbeeld in die geloof hoe Jesus Christus aanhang en wees 'n voorbeeld in reinheid. Kom sê hy vir hom, nee. My 5 sien. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.